Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Môre my ou vriend, hoe lyk dinge daar by jou? Kyk hier, ons is hier op die laaste dag van Desember 2025. Dit beteken natuurlik, môre is die nuwe jaar, volgens die kalender. Maar nou, soos ek en jy weet, is dit werklik 'n nuwe jaar. Is net 'n nuwe kalenderjaar. Al die ou probleme en issues en goed van 2025 word net so oorgedra binne in 2026, net soos 'n goeie boekhouer van een finansiële jaar alles oordra na die nuwe jaar toe. Al word nie aan die einde van die jaar alles skoongemaak en ons begin van vooraf nie. So die idee rondom dat, ja, dit is 'n nuwe jaar en al daai tipe van goed is. Ja, alles word oorgedra. Is eintlik maar presies dieselfde. En net so word ons 5 triljoen, listen carefully, 5 triljoen rands of debt word ook net so oorgedra. Dit verdwyn nie. Die staat se probleme in terme van hulle skuld, wat hulle oor die afgelope paar jare maak, word net so oorgedra. En Statistiek Suid-Afrika het onlangs syfers bekend gestel om te sê dat ons skuld nou 5,3 triljoen. Dit is net 'n ongelooflike klomp geld. Ek het nooit gedag in my lewe dat daar iets in 1974, terwyl ek nog op skool was, 'n ekonomie student was, dat daar enigsins triljoene bestaan het. Ons het destyds soort van in oog gestaan en gesê, wow, hierdie ou het 'n miljoen, hy's 'n miljoenêr. En nou ewe skielik deel ons met triljoene. Ons het 5,3 triljoen het ons in skuld. So, ja, dit is skrikwekkend. En as jy om jou rond kyk en jy wonder, as ons nou hierdie 5 triljoen se skuld aangegaan het oor die afgelope paar jaar, hoekom is dit dan dat goed so vervalle is, wat ek meen? Ons het nie meer ordentlike water en drinkbare water nie, ons elektrisiteit is 'n krisis nog steeds, alhoewel ons nou die load shedding het nie, maar wat ek meen, net 'n klompie jare terug, het ons daar in die ou Transvaal, Eskom, meer krag gemaak as wat meeste Afrika state kon gebruik het. Ek meen, nou het ons nie meer daai surplus van elektrisiteit nie. As jy kyk na munisipaliteite, munisipale beheer verval het. Praat ons nie van al die ou klein goedjies soos groot potholes en straatligte wat nie werk nie, strepe op paaie wat nie geverf word nie, wat ek meen. Vullisverwydering wat nie plaasvind soos dit moet plaasvind nie. En ons kyk na die verval in ons hospitale, ons mediese dienste, waar hulle nou wil 'n splinter nuwe ding inspann. Ja, en al sulke goed, en alles vra net meer geld. En dan sien ons hierdie week, dat is klaar aangekondig, dat die staatsdiens kry volgende jare verhoging. Dit is iets soos 4 of 4,5%. Dis vanaf die staatspresident, wat heel toevallig 'n biljoenêr is, hy's 'n dollarbiljoenêr. Van hom af, reg deur die bank af, die judges, die almal in die staatsdiens kry 'n 4,5%.
En ek vrees, ek dink nie, ek het 'n calculator of iemand as ons daai gaan optel om te sien hoeveel finansiële las dit nog op die staatskas gaan sit nie. Maar ons hoef nie te worry nie, man. Wat ek meen, die belastingbetaler, ek en jy, ons sal die belastingkies betaal. Hulle sal natuurlik, ek dink in die 2026 gaan ons 'n paar belastingverrassings kry. So klaar gedurende die jaar gesien dat kieswetter het sekere ou goedjies al so klaar begin uitplak, jy weet, onder andere, jy mag nie meer eintlik van die huis af werk, jy gaan terug kantoor toe na COVID, en so aan, en jy gaan nie meer daai belastingverligting kry nie, en ek dink al kom nog 'n hele paar na ons kant toe, want onthou, die staat mag nie val nie, maar nou met so 'n bil soos hierdie, 5.3 rekening, 5.3 triljoen. Ons het verlede jaar, of hierdie jaar nog, althans is die laaste dag, vandag het ons gefight oor 0.5 en 1% en 2% wetverhoging en daai tipe goed. Die regering het gesê, ons kan nie eenvoudig nie aangaan nie, ons kan nie begroot, as ons nie die geld kry nie. Toe miraculously, toe ewe skielik, toe kry hulle weer 'n klomp geld, en ek sal nou nie sê, dit is nie hy nie, maar is seker maar deur hierdie ou kerel, wat hy van finansies al weet, is te bevraagteken. Ons weet nie wat hy van die ekonomie al weet nie. Ek het onlangs gesien ook, hy wil nou die inflasiekoers vasmaak, amper soos jy jou perde al vasmaak in die ou dae by die bar. Hallo! As jy daar in die Wilde Weste dop gaan drink het, hy wil die inflasie wil hy vasmaak, man, hy wil dit knoop, albei so 4%. Nou, met my baie beperkte kennis oor die ekonomie, ek was 3 jaar het ek ekonomie gehad, so volk wat my absoluut bekoor het, ek het gehou daarvan, en so, vanweë die misterie rondom die ekonomie. Ekonomie is eintlik 'n wetenskap, wat ek meen. En ek weet nie hoeveel hy weet van die wetenskap van ekonomie nie. Maar in die tyd toe ek ekonomie gehad het, was dit daar so onmoontlik. Ek onthou die ou nasionale party het nog destyds gedurende die oliekrisis hier in die 70s het hulle Sondag in die rapport 2 volle blaaie gehad, waar hulle die mense versoek het om basies, hulle sou nie die petrolprys verder verhoog nie, maar hulle die mense gewaarsku, ons moet minder koop en so meer, want ons moet die inflasie in toom hou. Nou, almal weet, wat ek meen, vanaf die 70s al, het padvervoer al hoe meer oorgeneem, en vandag wat ek meen meeste goed word met die padvervoer, of het nou daai botteltjie melk is wat jy koop al by die winkel, of jou brood, of wat ook al, so as die brandstofprys die hele tyd klim en so meer, en het die brandstofprys nie geklim nie, wat ek meen, is hier in 1985 rond, ek dink was het hier by R1.80 of R1.50 en so dit aangegaan, wat ek meen, ek dink die daar toe die ANC oorgeneem het, in 94 was petrol iets so R6 per liter, en intussen, wat ek meen, is het met meer as 200-300% het het opgegaan. So hoe is dit moontlik om nou die inflasiekoers te wil gaan vasmaak? En hier sit ons met die hoë olieprys, en meeste van die goed word per pad vervoer, wat ek meen, dit maak net nie logies enige sin nie. Nou iets wat ook nie logies sin maak nie, is die nuwe wetgewing rondom BEE, wat nou vanaf September ingestel is. En ons het organisasies, buiten politieke partye, ons sien nie veel van politieke partye anyway, as dit kom om enige saak te beveg nie. Hulle maak bietjie geraas daar in die parlement en so aan, en die ANC gaan soort van, ons is die grootste party, nie worry om eens verder te praat en so nie. So die regte gevegte word deur buiteorganisasies, soos die IRR en Solidariteit, AfriForum, al hierdie ouens, word geveg buitekant, en die plek om te gaan veg is in die hof, dis baie duidelik. Parlement is definitief die plek om enige fight op te sit nie. Nie as 'n fight oor ons konstitusie, wat al vir jare besing word as een van die beste konstitusies in die wêreld nie. En ek wil jou vra, het jy al die konstitusie gelees? So 'n dingetjie man, gaan jy nie baie tyd vat nie. 2 koppies moerkoffie en
een of 3 sigarette as jy sou rook en as jy deur hom. En dan gaan kyk jy nou werklik wat is in die konstitusie. 80-90% van dit het net te doen met hoe die staat vir my en vir jou kan beheer en wat is die reëls daar. Hulle kom baie keer hier is die reëls na nie. Sê die eerste ou stukkie in die konstitusie wat sê ja, jy het die reg op vrye spraak en jy het die reg om te stem en jy het die vryheid van assosiasie en al daai tipe goed wat ook maar baie frowned upon is. As jy nie met hulle saamstem nie, dan sê jy 'n vyand van die staat en dan gaan hulle een of ander wet instel om jou te beperk ten opsigte van dit. So as jy wonder waarmee jou regering besig is elke dag, is nie enige iets om vir my en jou in 'n beter posisie te plaas nie. Nee, is om ons meer te beperk. Dit is waaroor dit gaan. So, maar gelukkig het ons nog die internet, ons het dan nog 'n mate van vryheid van spraak en ons kan hulle aanvat. En ek wil vandag vir jou sê, as jy nog nie 'n lid is van AfriForum of Solidariteit of die IRR of enige van hierdie organisasies nie, maak 'n plan. Dit help jy klaar die heeltyd. Jy weet, ja, die en daai gebeur, maar jy doen ook niks daar nie. So ondersteun hierdie organisasies. Maar nou hierdie week wat my opgeval het, was hierdie ene gewees en ek pos die link aan die onderkant en kyk het gerus wat ek meen. Is hierdie ene, ek wil hom gewoon net die soek, is, ja, dis 'n gesprek hierdie wat 'n man met die naam van Gabriel Krause, hy het daar met Mike Sham, natuurlijk vir Mike Sham, saluut, jy is een van die top manne, jy bring vir ons absoluut die nuus wat saak maak, jy met die regte mense te praat, en agter die kap van die byl te kom, en hier skop hy nou, en dis AI, alles is ons AI, nou verskoon as ek betek hakerig praat, ek gebruik ons nou nie een van die screens waarvan af ek, die prompters waarvan af ek lees, soos die manne daar by die SAIK nie, ek praat uit die bors uit, ek praat uit die hart uit. Die IRR's Gabriel Krause, hy het tydens 'n gesprek op State of the Nation, Mike Sham, se program, het hy mooi uitgesit oor hierdie regulasie 910, wat nou maatskappye basies forceer, om aan die sogenaamde, jy weet, racial over-representation, basies in die werksplek, wanneer die staat sê vir ons, wie ons moet aanstel, en wanneer en waar, en al sulke type goeders. En die gevaar van dit, want dit kan natuurlijk, baie maatskappye, kan dit absoluut tot bankrotskap dryf, en ons weet ons nou al, werk is skaars, ons sit met amper, ek weet nie eens meer hoeveel dit is, ek dink is meer dan 60%, werkloosheid, mense wat werksaamig kan wees, maar wat nie 'n werk het nie, en so aan, en hy beskryf hierdie ideologie, hy het gaan kyk, hy het sy vingers in die gate gedruk, en hy was by samesprekings oor dit, en hy het vir uitgewys, dat hierdie ding is eintlik, jy skiet jouself in die voet, so dit gaan nie werklik oor die bemagtiging van voorheen benadeelde groepe nie, want met hierdie wet, gaan hulle voorheen benadeelde mense uit sekere omgewing ook basies afskiet. En dat alles gaan oor sogenaamde overrepresentation binne in die wet. And I think, you know, part of the reason was they had a set of tables where they were showing, you know, exactly how many black women they were going to be denying work in different sectors. And we said, well, look, this is what you're doing. And then they said, okay, well, we better not do that in such a visible way. So they withdrew for 8 months, and then they came back and they put the same rule. Now it's Regulation 910, but they didn't put the other side of the number. So you can't easily calculate how many are going to be disqualified, but it still has the same effect. Anyway, that buys time, and in that time, people have more of an opportunity to mount other defenses. But yes, in terms of mounting a direct challenge to this, we are looking to challenge the law on its face, and we're looking to challenge the law on its application in particular instances. And in particular, I'm looking at cases where people refuse to classify. They don't want to buy into this game, and where employers or the labor
administrators try and force that in. And Mike, I should say, not everyone knows this. I know you do. The 10,000 labor inspectors have been hired this year as of March, and there's another 10,000 coming next year. So these people have been hired as interns by Nomakosazana Meth, our Minister of Employment and Labor, and they can be deputized as labor inspectors. And if I think what no one knows, unless you've really dug into the details of the law, is a labor inspector can do a warrantless search of any place of business. They don't have to announce to the employer that they're coming. They don't have to announce while they're there. They can then go and talk to the staff. They can go and look under the cupboard, and they can go and try and find evidence pursuant to the labor regulation, including this stuff on racial classification. So it's basically like 20,000 pencil testers have just been hired, or 10,000 hired, 10,000 to come. And I think that what is going to emerge out of ordinary South Africans' common sense attitude of like, we would like to pull together in a non-racial way, and these 20,000 labor inspectors, is that cases are going to emerge out of that conflict. And we are very keen to then get involved where you have particular facts in particular cases to try and show that this whole legal scheme is unworkable and inconsistent with the Constitution. So hoe stel jy 'n wet saam? Die een ou vriend van my was altyd gesê, they can't organize a piss-up in a brewery. Hulle kan nie eers 'n donderse ordentlike wetgewing saamstel nie. Want hoekom nie? Want alles gaan eintlik oor hulle, wat hulle uit dit uit kan kry. Die staat, die ou trogvreter, wat kan hy daar uit kry? En in hierdie proses kyk hulle die ware effek van so iets mis. So gaan kyk hierdie hele ene, hier so 'n paar snippets uit dit uit. Gaan kyk hierdie ding, en dan besluit jy vir jouself, wat is jou paadjie vorentoe? Wie ondersteun jy? En ek wil nie vir jou sê, jy moenie in die verkiesings deelneem nie, wat ek meen, maar politieke partye oor die algemeen doen eintlik bitter min. Indien hulle iets vir jou doen hulle eintlik bitter min vir die mense van hierdie land. Ons het dit gesien met die laaste verkiesing wat gebeur het. Wat ek meen, as hierdie koalisieregering gevorm, en nou is dit vir baie individue wat goeie kandidate was. Omdat hulle nou in hierdie koalisie val, moet hulle nou baie versigtig loop, want dit is 'n minefield. Laat ons nou nie doekies draai daarom nie. Wat ek meen, ons het gesien deur die jaar, tot binne in die DA, hoeveel mense is gefire, omdat hulle net nie reg geposisioneer was, volgens die party se gatkruip beleid nie, om saam te sing nie. Daar staan Gayton McKenzie. Ek het hoogs so 'n hoë waardering vir Gayton McKenzie gehad, totdat hy begin praat het uit beide hoeke van sy mond uit. Wat ek meen, daar staan praat hy nou oor geloftedag, oor mense, wat hy volgende jaar, geloftedag sal nie weer gebeur nie, geloftedag vieringe nie. Wie dink hy is hy? Hy het baie meer groen koring op die veld. En dan praat ek nie van die rugbyveld of die sokkerveld nie. Hy het baie meer groen koring op die veld, waarin hy eerder moet aandag gee voor hy sulke uitsprake maak. Maar ons weet hoekom jy dit doen. Jy doen dit net want jy's 'n populis. 'n Groot groepering van mense gaan nou sê, hey, Gayton staan vir ons saak, kom ons maak geloftedag toe. Ons maak die taalmonument toe, ons maak enigiets toe. En daai tipe ding. Kom jy uit die kop uit nie, kom uit die hart uit. So, politici, ja, ons weet baie van julle het goeie bedoelings, maar julle kom nie altyd reg nie. Die ware gevegte word geveg, daar in die hof, deur organisasies, wat hierdie mense accountable hou, deur die hof. En was dit nie vir hulle nie, het ons al hierdie drakoniese wetgewing in plek gehad al 2-3 jaar terug. So, ja, hier kom nog 'n opwindende jaar vir jou in die hof, sake gevoer deur mense wat werklik 'n verskil wil maak. Something that I'd like your viewers, if you want to go look something up, it's the Regulation 910 of the latest regulations that came into effect on September 1st this year. And there's two sets of regulations. It's under the Employment Equity Act, but it's BEE, right? And this covers every company that has 50 employees or more. And on the Commission of Employment Equity's numbers, that's probably around 8 million employees.
So it's basically the entire formal sector of South Africa. And they are now governed by, amongst other things, Regulation 910. And Regulation 910 says that, quote unquote, overrepresentation of any group must be avoided. So this thing has been used already in the departments where you've got a regulation and the law together with this language of no overrepresentation of any group to block people from any group from getting promoted, and to say rather you should keep the job empty. You should have a moratorium on hiring, like Dis-Chem said about whites. Now, what Regulation 910 does for the first time in our history of the new South Africa is it takes that same rule and it applies it to 7.88 million people in the entire formal workforce. Now, every business is in a position where if 50% of their senior managers are black women, they can say, we're refusing to hire any more black women senior managers because we want to avoid overrepresentation, because that's what the law requires. I said this in front of, in the Sandton Hall, in front of maybe 200 people, all of these esteemed delegates. And immediately the first response was, you're making it up. And the person who said it was the BE Commissioner, Montana, who I've debated on this issue on Ndlozi, Mbuyiseni Ndlozi's show on Power FM for an hour and a half. And Ndlozi was agreeing with me more than Montana at half the time because I came with facts and figures, and you could look it up during the ad breaks and show what's going on. And the BE Commissioner, with respect, was not attending very closely to the facts of the matter. And then I doubled down and I said, people in this room, you guys have been going on for hours and hours about how BE needs to help us. We need to double down on it. Do you know what the law actually says? Ja, op Wynoot gaan kyk die hele ding. Link is hier onderaan in die description van hierdie video. Genoeg gewend oor daai ene, dit maak my net uit as bekommerd wat ek meen, jy weet, hierdie tipe van goed is. En mense kyk dit mis, mense worry oor al hierdie geraas van die nou, ja nee, hulle gaan nou saam met hierdie ouens gaan hulle nou die vloot. Wat ek meen is belaglik, ons het nie eens met 'n vloot nie. So wat maak dit saak? As ons een roeiboot saam met 'n ander ou se vloot laat pak 'n dobber in die see, wie gee om daarvoor? Of het is die ding, ja, die ook nou met die ou gepraat, en Trump is nou so kwaad. Fuck Trump, man, hy het sy eie probleme. Kom ons kyk na die werklike probleme in hierdie land. Moenie gesidetrack raak deur al hierdie geraas nie. Trek jou oortjies toe en gaan kyk vir jouself. Anyway, op daai noot, Saterdagoggend natuurlik 2026, eerste Moerkoffie Express, so van 8:00 se kant af. En ja, ons gaan vanaand, so 12:00, omstreeks 12:00, gaan ons die nuwe jaar binne, soos hulle sê, vir my die nuwe jaar in aanhalingstekens. Is net nog 'n episode, is nog 'n hoofstuk in die boek. Gaan in vrede, wees veilig. Moenie gaan rondjaag, te veel drink, dronk bestuur nie, draai jou safety belt baie belangrik. Sit die gordel aan, pakkel op. En so aan, en dan gesels ons in die nuwe jaar. Sien jou Saterdagoggend op die Moerkoffie Express. Ciao. I'll follow now. Radio South Africa. Your voice. 24/7.